Goeiedag almal, is lekker om weer saam met julle te kuier vir die Bybelskool. Ek is regtig opgewonde oor ons Bybelskool oor Romeine 8. Ek sien nou so omtrent so 120 mense wat inskakel. Ons gaan vandag kyk na Romeine 8 vers 14 tot 7. Ons het verlede keer gesien hoe Paulus gepraat het oor hoe belangrik dit is dat die Gees ons wil help om nie te dink sodat ons anders kan leef. En vandag gaan ons eintlik daarmee aan. Ons gaan 'n bietjie kyk hoe gesels hy dan nou verder oor die gedagte dat ons ook anders oor onsself en anders oor God moet dink. En hoe hy ons denke op die manier wil verander. Ek lees graag vir julle dan vers 14 tot 17. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is en deur hom geroep is. En deur hom roep ons Abba, dit beteken Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is, is ons ook erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Goed, nou identiteit is ongelooflik belangrik vir 'n mens, om te weet wie jy is. Dit bepaal hoe jy oor jouself voel, hoe jy jouself sien, en hoe jy oor jouself dink, en uiteindelik bepaal dit hoe jy gaan lewe en hoe jy gaan optree. So identiteit is verskriklik belangrik. En identiteit setel homself in die siel van die mens. 'n Mens bestaan uit liggaam, siel en gees. Ek gaan net nou so 'n bietjie oor gees gesels, maar die siel is die setel van identiteit. Dis die setel van selfbewuswording, selfaanvaarding en selfspraak. Daar waar jy met jouself praat, en ons almal praat maar 'n bietjie met onsself, nee. So dis die setel, daai gedagte dat jy weet, ek is Richie. Dis identiteit. En dit is gesetel in die siel van die mens. En nou, sonder Jesus is ons identiteit eintlik baie negatief. Ons kan van onsself jok, maar sonder Jesus ervaar ons identiteit as die identiteit van sondaar, van verlore sondaar, van iemand wat God se droom en se roeping mis, iemand wat straf verdien. Ons sien onsself as iemand wat op leë maniere moet soek na oppervlakkige vorms van geluk en genot. Dis sonder Jesus. Maar wie is ons nou, nadat Jesus vir ons gesterf het, nadat hy opgestaan het, nadat hy opgevaar het, en aan die regterhand van God sit en vir ons pleit? Wie is Jesus nou vir jou en my? Wie is ons, nadat Jesus al hierdie dinge gedoen het? Hoe verander Jesus ons identiteit dan? Luister 'n bietjie hoe beskryf Paulus die gemeente in Efese se identiteit sonder Jesus. Hy sê, onthou dat julle daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Dis ons identiteit, sonder Jesus. Maar in Christus ontvang ons 'n totaal nuwe identiteit. En dis wat die Heilige Gees wil kom doen. Die Heilige Gees kom en hy gee vir ons 'n nuwe identiteit. Hy sê vir ons is nou kinders van God. Dis ons identiteit. Dis hoe ons onsself moet sien. Die oomblik as Jesus Christus in jou lewe kom en die Gees kom bly in jou, dan is ons kinders van God. En nou sê hy vir ons, daar's 'n voorwaarde vir kindskap, en hy sê, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei. Maar eintlik dink ek nie, dis 'n voorwaarde vir kindskap. Dis eintlik die gevolg van die inwoning van die Gees. Die oomblik as jy die Here aanneem, en die Gees kom bly binne in jou, dan staan jy onder leiding van die Gees. Dan lei die Gees jou.
En dan begin hy met die proses van heiligmaking. En jy is kind van God. En omdat jy kind van God is, daarom gehoorsaam jy die Heilige Gees. Verstaan julle, dit is eintlik nie 'n voorwaarde. Dis die gevolg van kindskap maak dat ons onder leiding van die Heilige Gees staan. Nou moet ons vir ons twee belangrike vragies vra op hierdie stadium, baie praktiese vrae. Die eerste vraag is, hoe lei die Gees mens? Want ons sê nou, as ons kinders van God is, dan word ons deur die Gees van God gelei. Nou, hoe lei die Gees van God ons? Dis die eerste vraag. En waarnaartoe lei die Heilige Gees ons? Nou kom ons begin met die eerste vraag. Hoe lei die Gees ons? In die eerste plek, die Heilige Gees lei ons deur die woord, deur die Bybel. Die Heilige Gees sal ons nooit lei op 'n ander pad, op 'n ander waarheid, as wat daar in die skrif staan. Hy sal nie. Daar sal nooit 'n stuk teenstrydigheid wees, dat die Heilige Gees kastig vir ons iets sê, wat heeltemal in stryd is met die woord nie. En eintlik lei die Gees ons in die eerste plek deur die woord. En daarom is dit so belangrik dat ons die woord moet lees, dat ons die woord moet ken, dat ons die waarheid van die woord in ons harte moet gaan bære. Want dit maak dit vir ons soveel makliker om tussen al die stemme in die wêreld die stem van die Gees te kan hoor, omdat die Gees die woord gebruik om met ons te praat. So die woord is die eerste belangrike ding. Die tweede ding is, hy lei ons deur ons gewetens. Nou die gewete is daai stemmetjie wat met jou praat, wat jou partykeer waarsku, wat jou partykeer aankla, wat jou partykeer aanmoedig om sekere goeie goeders te doen, wat jou partykeer laat lekker voel wanneer jy goeie goeders gedoen het, die regte ding gedoen het. Dis jou gewete, en die Heilige Gees is nie die enigste stem wat in jou gewete praat nie, maar die Heilige Gees is 'n belangrike stem, en hoe nader jy aan die Here leef, hoe belangriker word die Gees se rol in ons gewetens. Die Heilige Gees lei ons ook deur die kerk. Deur die kerk waar klomp mense saam soek na die waarheid. Saam soek na die waarheid om God se skrif te verstaan. Hy lei ons deur ander mense, ander gelowiges, wat na ons toe kom en vir ons deel dit wat hulle by die Here gehoor het. Nou, soms lei die Gees ons ook op ander maniere. Soos byvoorbeeld deur drome. Ons sien dit baie keer in die Bybel, ook in die Ou Testament, dat die Here met mense gepraat het deur drome. Nou, baie van die goed wat ons droom is net absoluut nonsens. Dit is goed wat in ons onderbewussyn aangaan. Maar as jy een van die mense is wat jou drome onthou, mag jy maar so 'n bietjie ook daarna kyk, of die Here nie partykeer met jou daardeur wil praat nie. Ek maak maar probeer, as ek skielik van iemand droom wat ek baie lank laas mee kontak gehad het, dan voel dit vir my die Here druk so 'n persoon op my hart, dan probeer ek in daai week so 'n bietjie kontak maak, miskien die persoon bel. En partykeer is dit die Here wat dit vir mens gesê het. Nou, waarheen lei die Gees ons? Nou, die eerste ding is, die Gees lei ons in die waarheid. En die Gees lei ons in die volle waarheid. Die volle waarheid oor wie God is, wie ek en jy is in Christus. Nee, dis eintlik waaroor ons stukkie gaan. Hy lei ons in die volle waarheid, en die volle waarheid begin by die opstanding van Jesus Christus. Hy wil vir ons verseker dat Jesus werklik opgestaan het, want net as Jesus werklik opgestaan het, kan hy vir ons sondes gesterf het, kan hy ons verlosser wees. So dis die kern van die waarheid, maar hy lei ons ook in die waarheid oor wat is God se plan vir ons lewe. Hy lei ons na God se wil, God se droom vir jou en my se lewe. Want God wil graag hê dat ek en jy 'n rol speel, ook in God se koninkryk. Hy lei ons in die rigting van die koninkryk. Hy lei ons om God te verheerlik. Daarom lei die Heilige Gees ons ook weg. Hy lei ons weg van sonde, van versoeking, van gevaarlike dinge, van die bose. Hy lei ons altyd na berou en vergifnis, genesing en herstel. Hy lei ons na Jesus toe, in die sin dat hy lei ons sodat ons al hoe meer soos Jesus word. En dan die wonder is, hy lei ons in vrede, in hoop en na liefde. Na waters waar rus is, daarheen lei hy ons. En uiteindelik is hy met ons op pad hemel toe. Dis waarheen die Gees ons lei. Nou lees ons verder, en ek wil graag vers 15 vir ons lees, maar ek wil dit graag uit die Engelse vertaling, NIV vertaling vir ons lees.
Want dit sê vir my dit miskien so 'n bietjie duideliker. The spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. The spirit you receive brought about your adoption. So wat sê hierdie gedeelte doen die Heilige Gees? Kom ons sê, wat doen die Heilige Gees nie? Die Heilige Gees in ons lewe wil nie weer dat ons in vrees lewe nie. Want voordat ons die Here in ons lewe gehad het, voordat ons die Heilige Gees het, was ons eintlik almal slawe van sonde, slawe van Satan, slawe van die wêreld, slawe van die dood. En nou as ons Jesus in ons lewe het en ons ontvang die Gees, dan wil die Gees nie weer dat ons in vrees lewe nie. Nou, 'n slaaf in die ou dae het een ding gehad, 'n konstante in sy lewe. En dit is voortdurende vrees, omdat hy uitgeleer was aan ander mense. 'n Slaaf het geen regte gehad nie, geen voorregte gehad nie, sy eienaar kom met hom maak net wat hy wil. Vrees het sy lewe gekenmerk. En so is ons ook. Want ons was slawe van die sonde, ons was slawe van die Satan, slawe van die dood. So vrees het ons lewens gekenmerk. En nou, as ons die Gees ontvang, wil die Gees ons nie weer slawe laat wees nie. So wat doen die Gees? Sê vers 15. Hy kom en hy neem ons aan. Hy adopt ons as God se kinders. Dis so goed, ek en jy het in 'n verskriklike kinderhuis gebly. 'n Kinderhuis van slawerny. En dan stop die Heilige Gees daar voor hierdie kinderhuis. En hy kom haal ons. En hy neem ons aan, hy adopt ons om God se kinders te wees. En skielik verander alles. En skielik verander dit hoe ek na myself moet kyk. Soos ons reeds gesien het, nou sien ek myself nie meer as 'n slaaf nie. Ek sien myself ook nie meer as 'n verlore sondaar nie. Ek sien myself as iemand wat gered is, wat God se wil kan doen, wat God kan verheerlik, omdat ek God se kind is. En dit sê Paulus ook in hierdie gedeelte, die Gees verander ook die manier wat ons na God kyk. Ja, God bly steeds die Almagtige, die Skepper, die Heilige, die Alomteenwoordige. Iemand vir wie ons ongelooflik ontzag moet hê. Maar wanneer die Gees in ons is, hoef ons nie meer vir God bang te wees nie. Hoekom? Want God gaan ons nie meer straf nie. God het alles wat verkeerd is in ons lewe, het hy klaar gestraf in Jesus Christus. En skielik is ons nie meer vir God bang nie, want hy is ons Pa. Paulus sê, die Gees laat ons roep, Abba. Dis 'n nuwe prentjie van God wat ons het. God is ons Vader. Iemand wat ons ontzag het voor, maar tog iemand by wie ons veilig voel, omdat ons weet hy is ongelooflik lief vir ons. Ons sien God op 'n nuwe manier. As ons dan nou gaan kyk na vers 16, en ek wil dit vir julle lees, dan sien ons hier word praat Paulus nou verder van die Gees, maar hier praat hy van Gees met 'n hoofletter en Gees met 'n klein lettertjie. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Die Gees met die hoofletters natuurlik die Heilige Gees, maar wat word bedoel met die Gees met die klein lettertjie? Ek het net nou gesê, mens bestaan uit liggaam, siel, dis daar waar jou identiteit is, en dan die Gees. Die Gees is die diepste deel van menswees. Dit is die deel wat God geskaap het, sodat hy gemeenskap met ons kan hê. Sodat hy kontak met ons kan hê. Sodat ons sy beelddraers kan wees. En nou hierdie Gees van die mens, van almal van ons, is deur die sondeval as het ware in 'n sondeslaap geplaas. Dat ons nie met God regtig kon kontak maak nie, dat hierdie deel van ons
lewe, die menslike gees eintlik latent en rustend was. En dan kom ons bekering, en die Heilige Gees kom na ons toe, en hy maak die menslike gees weer wakker. Paulus sê, hy getuig saam met ons gees, hy maak daai gees wakker, en hy sê, word wakker, jy is 'n kind van God, God wil in 'n intieme, permanente verhouding met jou wees. Hy maak die gees wakker, sodat ons met God kan gemeenskap hê, sodat ons met God kan kontak maak. En hy roep ons en hy sê, hy herinner ons dat ons kinders van God is en bly. En nou lees ons in vers 17, lees ons verder oor hierdie gedagte. Nou sê hy, maar as ons kinders is ons ook erfgename van God, mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Goed, nou sê hy nogal eintlik 'n mondvol. Kom ons gaan so oomblik terug na vers 16, waar hy gesê, die Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Wat is die bewys dat jy die Heilige Gees in jou lewe het? Daar is ouens wat vir jou ander antwoorde gaan gee, en ek is regtig oortuig hulle is verkeerd. Baie ouens sê, jy moet een of ander bonatuurlike ervaring deur die Gees hê, wonderwerk, spreek in tale, een of ander so iets. Nee, wat sê die Bybel? Die bewys dat jy die Gees is juist dat die Gees het, is dat die Gees saam met jou getuig, dat jy kind van God is. Die eerste ding wat die Gees doen, wanneer ons die Gees ontvang, is om te kom roep, Abba Vader. Om vir jou die versekering te gee dat God nou jou Vader is, omdat Jesus vir jou sondes gesterf het. Om vir jou die sekerheid te gee, dat al jou sondes vergewe is. Dat jy nie meer bang hoef te wees, selfs vir die dood nie. Dat God vir jou sal sorg. Daai sekerheid, daai veiligheid. Weet julle, dis die Heilige Gees. Dis die Gees wat getuig. Nee. En dis die bewys dat jy die Gees het. Geloofsekerheid is jy kan nie seker wees dat jy kind van God is as jy nie die Gees het. Maar nou gaan Paulus verder in vers 17 en hy sê ons is nie net kinders nie. Ons is ook erfgename. So ons is volwaardig kinders. Ons is erfgename van God saam met Christus. Erfgename van God saam met Christus. Nou wat erf ons? Weet jy, ons erf die hemel, die ewigheid. Ons erf vergifnis van sondes. Ons erf die nuwe hemel en die nuwe aarde, al daai goed van eendag. Maar ons erfpos het ook konsekwensies vir hier en die nou vir vandag. Ons erf nou reeds God se vrede. God se hoop. God se liefde. Ons erf nou reeds 'n nuwe lewe. Aan die een kant is ons erfgename saam met Christus. En aan die ander kant is Christus deel van ons erfporsie, omdat ons erf om nou reeds al hoe meer soos hy te wees en te word. Daar blaf Mathies, hoor julle? So, hy sien iets wat hom vreeslik pla. Kom ons vergeet van Mathies. So ons is erfgename saam met Christus. Maar ons erf ook vir Christus. In die sin dat ons al hoe meer soos hy word. Nou, wat erf ons verder? Hy sê vir ons erf ook iets wat ons dalk minder opgewonde gaan maak. Ja, ons erf al hierdie lekker goed, die ewige lewe, die hemel, al daai goed. Maar, eintlik wat hy vir ons sê, is dat ons erf ook om saam met hom te ly. Dat ons erf om in die lyding van Jesus te deel. Ons keuse vir Jesus, moet ons baie mooi verstaan, is 'n keuse teen die Satan, teen sonde, teen die wêreld. Dit bring ons altyd in konflik met die wêreld. En daarom het Jesus sy disippels gewaarsku
dat in hierdie wêreld gaan ons soms swaar kry. Swaar kry, omdat ons opstaan vir wat ons glo. Swaar kry, omdat ons anders dink oor dinge, omdat ons anders dink oor wat is reg en verkeerd, wat is aanvaarbaar en nie aanvaarbaar nie. Omdat ons nie altyd saam met die stroom kan swem nie, omdat ons nie altyd kan doen wat al die mense doen nie, want ons het 'n keuse gemaak. En daarom deel ons in die lyding van Jesus Christus. Dis deel van wat ons nou erf. En wat 'n voorreg is dit nie vir ons om soms tyds, en ek dink ons is maar baie kleinserig, ons doen dit baie min, 'n bietjie opofferings moet maak ter wille van ons geloof. Lyk 'n bietjie wat sê Paulus in 2 gedeeltes, ek lees dit graag vir julle, in Filippense 3 vers 10 en Romeine 5 vers 3 tot 5. Kom ons lees eers Filippense 3. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, en deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting, dat ek self ook deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Al wat ek wens, is om die krag van sy opstanding deel te hê, deur aan sy lyding aan hom gelyk te word. Dis 'n vreemde ding om voor te wens, dis wat Paulus voorwens. Romeine 5, vers 3 tot 5. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy ons gegee het. Jy en ek is kinders van God. Die bloed van Jesus Christus vloei deur ons are. En ek en jy, hoor nou mooi, is daarom nie bang broeke nie. 2 Timoteus 1 vers 6 en 7 sê, die Gees wat julle ontvang het, maak julle nie lafhartig nie, maar vul julle met krag, liefde en selfbeheersing. Ons hoef nie bang te wees om te deel in die lyding nie, want ons is kinders van God. Ek en jy is boeties en sissies van Jesus Christus wat dapper genoeg was om vir ons sondes aan die kruis te sterf. Dis deel van jou identiteit. Moenie laat die Satan jou van iets anders vertel. Jy's dapper genoeg, jy's sterk genoeg om in jou lewe die moeilike besluite te neem. Mag jy 'n wonderlike week hê. Amen.